Amen. Kan ek gou sien, wie van julle hou van drywe, liewe drywe, lekker drywe, Kaapse drywe? Ja, nee, ek het altyd sulke, ons kry verskillende drywe, né? Ons kry groen drywe, en ek weet jy kry geel drywe, hulle praat van goue drywe, en jy kry donkerder drywe, jy kry drywe met pitte, sonder pitte, swart drywe, dankie Liam, swart drywe, jy weet, en wat maak ons as ons drywe uitdroog, dit word wat? Rosientjies! Is julle reg vir 'n regte dad joke? Nou moet julle lag, van die pastoor vertel het, maar so ek weet nie, het julle gehoor, Woolworths is nie meer besig om hotcross buns te maak nie. Weet julle hoekom? Hulle probeer nou ander gelowe ook in ag neem, so hulle het besluit om Talibans te maak. Net 'n dad joke, okay. Sommige drywe word gebruik om wyn te maak. Amen. Ek kan onthou, jy kry ook druiwe konfyt. Wie van julle het al druiwe konfyt geëet? Lekker, né? Ek kan onthou, mense moet ook moskonfyt. Nou moskonfyt, dis 'n verskriklike soetstroop. Dis 'n baie lekker bederf. Ek onthou as 'n kind, het my pa altyd dik brood gesny en dan het hy so die moskonfyt opgesit en ons as kinders het in sulke blokkies gesny. Eet jy nou hierdie blokkies? Lekker net dan. Ja. Kyk, so druiwe is deel van ons kultuur. As ons afry Kaap toe, dan weet ons is besig om in die Kaap aan te kom as jy die berge begin sien. En as jy so in die Heks rivier verby ry, jy weet daar pas, dan sien ons nou al die verskillende kleure van die druiwe. Dan weet jy, nou is ons in die Kaap. Dit is deel van ons. Nou, bietjie geskiedenis. Kyk vir die ou langs jou en sê vir hom, nou gaan jy slim raak. Kyk, bietjie geskiedenis. Skryf waar druiwe so deel is van die kultuur. Dit was 'n vorm om te wys die goedheid van God en sy voorsiening. Ons kry die spioene, hulle gaan die beloofde land inneem, die spioene word ingestuur en hulle kom terug met 'n bewys om te wys hoe goed hierdie land is, hoe voorspoedig dit is. En die woord sê dat hulle 'n druiwetros gebring het wat so groot was dat hulle dit op 'n paal moes hang en tussen twee mense moes dra. Julle, dis baie groot druiwe. Dis baie druiwe, dit van voorsiening, van God se voorsiening. So, deel van die geskiedenis, ons kry daar waar Israel word beskryf as die wingerd van God. Hoe skryf dit? Dit sê, Psalm 80 says, you transplanted a vine from Egypt. You drove out the nations and planted it. You cleared the ground for it and took root and it filled the land. The mountains were covered with its shades, the mighty cedars with its branches. Its branches reached as far as the sea. Its shoots as far as the rivers. Why have you broken down its walls so that all who pass by picks its grapes? Dit sê, God het beplan dat Israel hierdie voorspoedige druiwe sal wees, maar as gevolg van Israel, wat net oor en oor wegdryf van God af, het God dit laat gaan. En dit was nie die ware wingerd nie. Ons kry waar daar gepraat word van druiwe vir die toekoms. Okay, nou asseblief, ek weet nie nou ouens wat hier sit en sê die eindtyd is nou, is deel van God se woord. Hoor wat sê dit? Dit sê, Revelation 14 verse 18 says, take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's vine, because the grapes are ripe. The angel swung its sickle on the earth, gathered its grapes, and threw them into the great winepress of God's wrath. So dit sê, die wêreldse vrugte, wat die wêreld produseer in die eindtyd, sal nie goed genoeg wees nie. Die woord sê, sy wrath sal oor dit wees. So ons kry die wingerd van die verlede, wat nie die ware wingerd nie, was Israel gewees, ons kry die wingerd van die toekoms, maar nou is dit interessant. Jesus word beskryf as die enigste ware wingerdstok. Ware wingerdstok. Nou ek wil vra dat jy vir my sal staan waar jy is, terwyl ons die volgende gedeelte lees. Staan vir my vir 'n oomblik. Dit gaan jou help fokus.
En ons gaan nou saam met die gedeelte, ek gaan dit vir ons lees, maar kom ons lees wat sê God se woord. Johannes 15 sê, ek is die egte druiwestok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan my, wat nie vrugte dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woord wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie sy eie vrug kan dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot wat buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. En ons sê amen. Jy sit plek inneem, dankie. Nou, ons gaan so 'n bietjie van 'n ontleding doen in vanoggend in God se woord. Ons gaan bietjie dieper gaan. Maar die eerste ding wat ons hier sien is, ek is die egte druiwestok. Jesus is die druiwestok en hy sê, en my Vader is die landbouer. Ander vertalings praat van, hy is die tuinier. Nou julle, as jy my vrou vra, ek is nou nie beste tuinier nie. Okay, ek wil alles net afsny. En Dion is baie beter as ek met tuine. Julle moet sien hoe lyk daai man se gras, perfek. Regtig. Maar ons kry hierso waar die Vader word beskryf as die tuinier. Nou ek het nog nooit 'n tuinier ontmoet wat net inkop en alles net afkap nie. 'n Tuinier het 'n plan. Hy weet waar moet gebeur sodat die tuin voorspoedig kan wees. Nou, daar word gesê, dit gaan elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk, wat beteken daai woord sny? En die Griekse woord daarvoor is airo. Airo. Sê vir die ou persoon langs jou in hulle ore. Airo. Airo. Nou dit beteken 'n paar dinge. Voor dit beteken sny. Dit beteken nommer 1, to lift up or pick up. Dis die eerste vertaling, to lift up or pick up. It can mean lift up figuratively, soos lift up my eyes to the hill. Okay, it beteken to lift up and carry away. En dan die laaste een is, it means to remove. So, dit sê ook dat hierdie lote is in Jesus. So wat is die eerste ding wat die Vader doen voor hy kom afsny? Die woord sê, he lifts you up. He lifts you up. So jy is in Christus, maar jy dra nie goeie vrugte nie. Nou, as jy iets weet van die landbou, wat hulle sal doen is hulle sal draad span, want hulle wil juist sê die plant moenie op die grond groei nie. Hoekom? Want as die plant op die grond groei, dan wat gebeur met die druiwe? Dit vrot. Dis in die grond, dit dra nie goeie vrug nie. So wat hulle dan doen is hulle kom en hulle tel nommer eers die lote op en sit dit bo op hierdie draadwerk. Hulle praat van, dis die traliewerk. En die oomblik as hulle dit doen, wat gebeur? Dit begin goeie vrugte dra. Nou baie keer in ons lewe, ons is Christene, en dis hoekom ek nie altyd kan verstaan hoe mense sê, hulle is Christene, maar die kerk het iets teen hulle gedoen, en nou is hulle nie deel van die kerk nie. Daai organisasie. Ek sê dit in die grootste liefde en respek. Dis 'n vraag, as jy so in jou hart voel, wil ek hierdie vraag, en ek dink is 'n belangrike vraag, is die kerk jou seer gemaak, of het 'n persoon jou seer gemaak? En hardloop jy weg van die situasie af, want jy wil dit nie hanteer, en dit gaan uitsorteer, en sodat daar vergifnis en herstel kan wees nie. En dit is stil. So wat dit sê is,
God kom, die Vader, sy genade is so groot, voor hy net kom afsny en afchop, kom hy en hy tel ons op. Hy sit ons deel van die liggaam van Christus, sodat ons meer vrugte kan dra. Want dis die mensdom. You will always become like the people you surround yourself with. Altyd. As jy wil beter raak in oefening, wat moet jy doen? Op jou eie dit probeer regkry. Sterkte. Nee, jy kry iemand wat saam met jou oefen. Ek het iemand wat 5 uur in die oggend my bel en sê, ek sien jou môreoggend 5 uur, né? Dan sê ek soos, ek wil slaap, ek weet. Maar raai wat, 5 uur is ek op. As jy wil 'n goeie besigheid hê, wat doen jy? Jy omring jouself met suksesvolle besigheidsmanne. Why? Want jy leer by hulle. Jy sien hoe doen hulle dinge. As jy wil meer vrugte as 'n Christen hê in jou lewe, kry die regte mentors en mense om jou. En jy sal sien hoe begin jy vrugte dra. En dan sê die woord ook, as jy nie vrugte dra nie, na die Vader jou opgelig het, dan sny hy jou af. Dan sny hy jou af. Maar God, die tuinier, sy eerste reaksie is genade. God is so goed. Amen. Dan sê dit, en ek wil vir 'n oomblik fokus op hierdie, ek voel regtig in my gees, die Here het vanoggend vir my gesê, Bram, ek wil hê jy moet in diep hier indelf, van baie van ons is hier. Het sê, die tuinier snoei die lote. Sny af. Hoekom? Sodat ons meer vrugte kan dra. Okay, so, ek het ons nou gesê, ek is nie 'n baie goeie tuinier nie, maar ons het so 'n boom daar in die voorkant van ons huis, as 'n moerbeiboom, en hierdie boom begin snaaks maak, hy is nie vir my meer lekker nie, en ek sê vir my vrou, liefie, ek gaan hierdie boom sny. En my vrou, sy is dadelik, sy weet, as jy wil hê 'n plant moet doodgaan, dan gee dit vir my. En my vrou sê die eerste aksie is, jy vat nie aan daai boom nie. Maar my vrou gaan doen inkopies. En ek en my ander tuinier sê, kom, ons sny nou. En die takke waai, en ek sny. Julle, dis later net 'n stomp wat daar is. Met so 'n paar takkies wat uit is. En dit lyk, my vrou kom aan, sy is so ontsteld en kwaad vir my. Die hele winter lank, lyk hierdie boom, dit gaan dit nie maak nie. Maar raai wat, toe die reën kom, toe begin die nuwe blare uitkom. Vars nuwe blare. En baie keer in ons lewe, ons moet deur God gesnoei word. Maar raai wat? Die snoeiproses is nooit lekker nie. Ken jy Christene wat sê, ag, Bram, as ek vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Ja, ons gaan deur 'n moeilike tyd, maar jy, dis lekker. Ek het nog nooit in al my jare van bediening dit gehoor nie. Niemand hou van snoei nie. Ek hou nie van snoei nie. As God aan my kom werk, sodat ek 'n beter leier is, meer vrugte produseer, ek is jammer, ek is 'n mens, ek weet wat Paulus sê, maar ek spring nie op en af en sê, dankie tog. Dis 'n moeilike proses. En dit maak seer. En ons het verskillende reaksies wanneer God ons snoei. Wanneer God ons snoei, dan baie keer ons hardloop weg. Ons hardloop weg. Ja, ek gaan nou uit Benoni nie uittrek. Hier's nie 'n toekoms hier nie. Is nie lekker nie. Ek gaan nou Amerika toe. Of Nieu-Seeland toe. Of Kaap toe. Dis mos nou Kaap toe. Hy sê nou amen. Wie van julle depressief geraak met die reën op 'n stadium? Kaap's nie vir jou nie. Maar jy gaan in hierdie proses, jy probeer weghardloop, terwyl God jou eintlik daar wil hou waar jy is, want hy's veronderstel om jou na 'n beter plek toe te vat, jy het nodig om te luister. Hy wil jou 'n beter besigheidsman maak, hy wil jou 'n beter pa vir jou kinders maak en jou vrou, maar jy kan nie meer, ek kan nie meer met hierdie vrou nie. Ek moet 'n upgrade kry, dit gaan beter wees, sterkte broer. Die Here snoei aan jou, of jy raak kwaad vir God. Hoe kan die Here dit toelaat? Ek noem dit my gelooftantrums. Jona, ken julle die storie van Jona, ingesluk deur die groot vis? Julle ken die verhaal? Jona het 'n paar gelooftantrums gehad.
toe hy gaan en hy's gehoorsaam aan die Here en hy gaan vertel vir die mense en die mense, hulle draai hulle hart toe na die Here toe, is Jona nie bly nie. Hy gaan sit daar bo op 'n koppie en gaan mope. Hoe kan die Here dit doen? Weet hy hoe sleg is hierdie mense? En God probeer hom iets leer oor sy genade en liefde en sy hart. Maar Jona sien dit nie raak nie. Want hy gooi nou 'n tantrum. Party mense gaan na 'n selfbejammerplek toe. Julle, die man flu is real, hoor. Ek is nou die dag deur dit. Ek kry myself jammer. Ek is siek, kom is ek siek. Ons gaan na hierdie selfbejammering plek toe, wanneer God besig is om aan ons te werk en te sny. Of dit kan wees, ons begin vir God probeer manipuleer. Ons sê vir die Here, Here, ek weet jy sit my deur hierdie moeilike tyd, maar kan jy nie onthou wat het ek al alles vir u gedoen nie? Ons begin ons verlede uithaal oor hoe goed is, ek betaal my 10de al gereeld vir 10 jaar. En kyk wat doen u nou. Sê vir die persoon langs jou, dis stil. Ons kan nie vir God manipuleer nie. Hy is God. Of die ander reaksie wat ons het wanneer God ons snoei is, ons wil beheer neem. Ons wil nou beheer neem. Ons gaan nou 'n plan maak, ons kan nie so aangaan nie. Ek gaan nou my eie ding doen. Jy weet die Here het nie 'n blessing daaroor gesit om daai groot lening te gaan uithaal vir 'n besigheid nie. Jy weet daar's nie vrede in jou hart nie, maar ek moet nou net iets doen. En dan wanneer dit nie uitwerk nie, dan wil jy kwaad wees vir God daaroor. Wie het dit ook gedoen? Abraham. Abraham het dit gedoen. Ek wil in beheer wees, want Here, duidelik weet u nie wat u doen met hierdie proses nie. Ons almal doen dit. Of die ander een, die laaste ding wat ons doen, ek doen dit nogal veral, ons vergelyk. Ek doen alles wat reg is, Here. Hoekom gaan dit so met my? Kyk hoe gaan dit met hulle. Hulle is alweer op vakansie. Hoe kan hulle was laas naweek op vakansie. Ek sukkel net om my water en elektrisiteit te betaal. Eskom sit anyway af, so moenie worry oor dit nie. Okay. Maar jy vergelyk. Ek wil vir julle iets persoonlik sê, so tydjie terug was ek nie op 'n lekker plek nie, ek het deur 'n gesondheidsding gegaan. Moenie worry nie, ek gaan okay wees, want baie van julle gaan nou vir my na die tyd vra, ek is 100% reg. Maar dit was nie 'n lekker tyd nie, en ek gaan, en ek begin almal net advies vra. Een persoon kom na my toe en sê, Bram, dis omdat jy al gehoor van die carnivore diet. Wat's dit? Eiers en vleis. Dan gaan jy fyn wees. Okay, ek hou van bacon. Ander ou kom na my toe en sê, Bram, dis omdat jy nie genoeg vas nie. Ander persoon kom weer na my toe en sê, o, julle, jy moet kom, daar's demone in jou lewe. Ander persoon kom weer na my toe en sê, Bram, dis omdat jy nie iemand vergewe het nie. En dadelik gaan ek, ja, okay. Want my vrou het daai aand nie kos gemaak nie. En almal kom en ek luister na almal se opinies en video's en al hierdie goeders gaan te kere en ek is later so de mekaar en frustreerd op daai oomblik. Ek weet die Here werk met my, ek weet hy vorm my, maar ek kan nie help om te sê, Here, wat is dit iets wat ek verkeerd doen nie? En ek sal nooit hierdie oomblik vergeet nie. Ek is saam met iemand waarby ek het nooit verwag het nie. En ek vertel hulle waar ek gaan, hulle sê vir my, en wat sê die Here vir jou? Het jy al ooit die waarheid geweet, maar dit is asof die penny nog nie drop nie? En dit is 'n penny drop oomblik, en ek sê, Here, vergewe my. Voor ek so na baie stemme geluister het. En ek nie geluister het na die herder nie.
En in daai oomblik, kom God en hy gee profetiese woord vir my en die waarheid val in daai oomblik in my lewe. Ons is baie keer so gewoond, want almal dink hulle het die antwoord, val op sosiale media. Almal dink hulle het die antwoord, daar's net een wat die antwoord het, en dis die ware wingerd. Dis die ware wingerd. Jy is uniek, en God stap 'n unieke pad met jou, en hy wil jou snoei, en partykeer deur moeilike tye vat, sodat jy die besigheidsman kan word, wat God vir jou droom. Of die man kan word vir jou vrou en jou kinders, wat God oordroom in jou lewe. But you've got to go through the process. Jy moet deur die toets gaan. You cannot cheat. Jy moet deur dit gaan. Miskien is dit nodig dat jy ophou weghardloop en jy sê vir 'n oomblik, Here, wat wil U my leer? Wat wil U my leer? Die ander gedeelte sê, die loot wat in die druiwestok bly. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Die Griekse woord sê, to abide, to indwell, to be in deepness with God. Beteken ek het nodig om naby aan God te bly. Hoe weet jy hoe afhanklik jy van God is? Kan ek vir jou sê, hoe weet jy dit? Jou gebedslewe? As jou enigste gebed in jou lewe, jou tafelgebed is, broer, dan besef jy nie hoe afhanklik jy eintlik is van God nie. In jou gebedslewe is jy veronderstel om te kan wys, Here, ek kan niks doen sonder U nie. Ek is totaal afhanklik van U. As ek nie by U tyd spandeer in die oggend nie, dan is my hele dag sommer omgekrap. Dis daai totale afhanklikheid, want ek weet, sonder God beteken ek niks. Niks. Romeine 8 vers 9 sê, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Ek het 'n vraag. Hoe lyk jou gebedslewe? Is dit aan die brand? Of is dit soos die emergency wheel? Jy weet wat die emergency wheel is. Ons haal hom net uit wanneer dinge skeef loop. Ons moet so versigtig wees daarvoor. Ons moet in 'n warm gebedslewe wees met God. Dan is daar nog 'n deel, dit sê die loot wat nie in die druiwestok bly nie. Wie weet, groei kan nie gebeur as daar nie consistency is nie. Kan nie gebeur nie. As jy 'n plant vat, en jy plant 'n plant, en die volgende dag haal jy hom weer uit, en jy gaan plant hom weer, en die volgende dag haal jy hom weer uit, en jy gaan plant hom weer, wat gaan gebeur? Hy gaan sterf. En in dieselfde manier, kry ons baie keer, ons kom na die Here toe, ons is naby aan die Here, maar die dinge van hierdie wêreld, veroorsaak dat ons wegdryf van God af. En dan kan ons nie verstaan hoekom dit gaan met ons soos wat dit gaan in ons lewe nie. Ons het nodig om naby aan God te bly. Dis soos 'n persoon wat gym toe gaan. As jy net 1 keer 'n week gaan, wat gaan gebeur? Gaan jy fiks word? Nee, gaan nie. Jy het nodig om dit konstant te bou. Hoekom is dit dan, wanneer ons dink, ons 1 keer 'n week kerk toe gaan, dan gaan ons naby aan die Here wees. Of nie eers 1 keer, ja. Hulle sê vandag, meeste mense gaan 1 keer 'n maand kerk toe. Dis shocking. Ons het nodig om te besef, as ons dit nie doen, gaan ons nie vrugte dra nie. En ek weet van baie mense, hulle was in die druiwestok, maar die wêreld, die versoeking van die wêreld het hulle weggelaat dryf en hulle het verdroog. 1 John 2 verse 16 says, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Wie is verantwoordelik om to be in the vine? Wie is verantwoordelik vir dit? Pastoor Dion. Is hy verantwoordelik vir dit? Is Sean verantwoordelik vir dit? Wie is verantwoordelik vir dit? Jyself.
Ons is verantwoordelik vir dit. Ja, maar die pastoor kom besoek my nie. Net 'n vinnige toets. Hoeveel mense is vanoggend hier? Ekskuus, ek weet nie vir dit daai 300, kom ons sê 300. Kom ek sê ek gaan elke dag na een persoon toe. Wat vandag hier is. Gaan ek by almal uitkom? Nee, hulle is nie lief vir my daar, die pastoor stel nie belang in my nie. Jou verhouding met God is jou verantwoordelikheid. Dan sê die volgende, maar daar is lote wat baie vrugte dra. Wie wil baie vrugte dra? Ek wil baie vrugte dra. Ek wil kan terugkyk enig om my lewe en gesê, Here, ek het alles vir U gegee. Die vrugte was soet. Die vrugte was goed. Ons wil kan terugkyk en sê, die Here gaan nie enig terugkyk en sê, wie jy getroue dienskneg, jy het 'n BMW gery en in 'n groot huis gebly. Well done. Nee, hy gaan sê, wat was die vrugte in jou lewe? Was jy lief vir mense? Het jy genade betoon teenoor mense? Het jy kos gegee vir die wat nie kos het nie? Het jy klere gegee vir die wat nie klere het nie? Het jy uitgegaan, was jy inspirasie vir mense sodat hulle my kon eer? Wat se vrugte het in jou lewe gewys? Ons sluit ons oë vir 'n oomblik.